Goeienaand broers en susters. Ons sê welkom aan almal, ook mag die wat inluister ook veel seën uit hierdie diens ontvang. Ons het een afkondiging en dit is net die collectors, die collecte, waar is hy nou? Waar is die collecte? Nee, ek het nou aan die een hier, ja, dis die blindes en die dowes en die emeritaatsfonds, nee, dis reg. Goed. Ons gaan vooraf sing, Psalm 104, ons loof die Here ook vir sy seënende hand, die reën wat geval het, ons dink ook, later sal ons ook dink aan hulle wat probleme beleef het, ook met die brande, maar kom ons sing Psalm 104, wat 'n loflied is, vers 1, 7, 8 en 9. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy bly trou tot in ewigheid en hy sal nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Genade vir u en vrede van God ons Vader deur ons Here Jesus Christus in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons sing nou weer lied 334 vers 1, 2, 3 en 4. Oh
Ons kom nou saam voor die troon van die Here. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U is groot en goed. U het die aarde en die planete en die sterrestelsels geskape. En hoe meer ons satelliete opstuur, hoe meer kom ons agter hoe min ons nog verstaan van al hierdie wonders. Hoe verder ons in die heelal kyk, hoe groter word ons verbasing oor die grootheid van alles. Dat daar grense is wat die mens nie eers in sy verstand kan voorstel nie. Dan is ons mense dikwels so hoogmoedig dat ons dink, soos die psalmis sê, dat ons God na die kroon kan steek, terwyl ons 'n stoffie voor U aangesig is. Ons dank U, Here, dat U woord dit vir ons leer, sodat ons nederig kan bly. Want alleen deur die pad van verootmoediging en die kleinheid van ons eie self te besef, ja, en ook die grootheid van ons eie sonde voor U, alleen so mag ons voor U staan. En daarom bid ons, Here, dat U ons sal vergewe, soos Dawid wat diep geval en gesondig het, en moes pleit dat U hom genadig moes wees. Toe het hy ook vir ons gesê, al was jou sonde so skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Dit het hy gesê in die ou bedeling, toe hy reeds geweet het, U is 'n vergewende God. En nou het ons dit gesien deur die koms van Jesus Christus, wat aan die kruis kom sterf het, om elke vergifnis ook van die Ou Testament sin te gee. U wat die tweede Adam gestuur het om in ons plek te sterwe, sodat ons nooit weer van U geskei hoef te wees nie. Ons bid, Here, dat ons dit sal besef en dat ons eie nietigheid, maar ook ons eie dankbaarheid voor U sal ken en uitlewe. Dankie, Here, dat U ons so genadig is. Ons het gesing van die reën wat geval het, maar ons het ook gehoor van rampe, waar mense gesterf het hier in ons midde weens oorstromings of weerlig, wat huise getref het. In die Oos-Kaap hoor ons nog steeds van 'n dodetal wat styg. Ons bede is, Here, dat ons U hande mag sien in al hierdie dinge. U is 'n vergewende en 'n liefdevolle God. Maar U waarsku ook altyd die mens dat ons op geleende tyd leef op hierdie aarde. Gee dat ons daarom naby U sal bly leef en dat ons geseëndheid en die gawes wat ons het en die besittings wat ons inne is, dit ons nie van U sal vervreem nie, want ons sien dit op soveel plekke gebeur in die wêreld. Dat mense wat so baie het, sê ons het God nie meer nodig nie. Maar ons weet, Here, dat die prediker ons waarsku, en hy het ook al hierdie dinge beproef, dat hy sê, alles is te vergeefs, as ons U nie ken nie. Gee tog, Here, dat ons vanaand ook weer U woord sal aanhoor en sal weet, U praat met ons. U het ons lief, U wil ons inbind in 'n gemeenskap van gelowiges, waar ons mekaar in liefde dra,
waar ons mekaar opbou in die geloof, waar ons hierdie evangelie wat U aan ons toebedeel het, en ook toevertrou het, sal sien as 'n kosbare klein noot wat ons die wêreld moet inneem. 'n Wêreld wat swaar kry onder die gewig van sy eie opstand teen U. Ons bede is, Here, dat U ons sal bemoedig, ook waar ons baie keer sien hoe dat baie die pad byster raak. Soms raak dit ons in ons eie families. Ons bede is, Here, gee aan ons die vertroue en die gebedskrag om voort te gaan, want U het gesê die gebed van die regverdige het groot krag. Ons bid vir hulle, vir elkeen wat onverskillig is. En nou, Here, vra ons dat ons, waar ons ook in hierdie tyd nie net aan ons eie kerk dink nie, aan die gelowiges rondom ons nie, maar Pinkster wat vir ons vertel van gelowiges die wêreld oor. Ons dra hulle aan U op en ons bede is, Here, dat hulle ook staande mag bly in die geloof. Soms onder vervolging, maar soms ook onder te veel voorspoed, waar hulle U vergeet. Dit mag ook vir ons 'n gevaar wees. Ons bid, Here, vir elkeen in ons gemeente wat swaar kry, hulle wat siek is, in die hospitale, hulle wat bekommernis het, finansiëel oor die dag van môre, hulle wat oud geword het, gee dat hulle ook vreugdevol mag uitsien na 'n lewe in die ewigheid. Ons weet, Here, dat Paulus gesê het, as ons dit nie glo, dat ons saam met Christus sal opstaan nie, dan is ons die ellendigste van alle mense. Gee dat ons dit ook vir die wêreld sal vertel. En nou bid ons, Here, as ons die woord gaan oopmaak, dat U met ons sal praat, en dat ons sal hoor hoe ver U liefde deur ons ook na die wêreld toe strek. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, ons troue verlosser. Amen. Ons gaan nou weer sing, in ons prediking gaan ons vanaand stil staan by die gemeenskap van gelowiges, en daarom sing ons Psalm 133, ons sing op bladsy 651 die beruiming, waar broers saam woon as hulle eensgesind is, as hulle saam in liefde heg verbind is. Psalm 133, vers 1 en vers 2. Oh
Handelinge, hoofstuk 2, lees ons van die eerste gemeente. Ons het ook in die afgelope tyd is hierdie gedeelte al redelik na gekyk. Ons kyk vanaand weer uit 'n ander hoek daarna. Ons lees eers Handelinge 2 vanaf vers 43 en dan Handelinge 1 Petrus, die boek Petrus, 1 Petrus 1 vanaf vers 22 en ook 'n gedeelte van 1 Petrus 2. Ons lees van vers 43, Handelinge 2. Nou vooraf weet u dat daar baie mense na Petrus se prediking op Pinksterdag tot bekering gekom. Die talewonder het plaasgevind. Dan lees ons, miskien moet ons net daarop wys ook dat Petrus hierdie gemeente, 'n Joodse gemeente, aanspreek oor hulle, hy verwys na hulle verlede, maar ook na die sonde wat hulle gedoen het om Christus te kruisig. Maar dan kom daar baie tot bekering en dan lees ons van vers 43 af, die apostels het baie wonders en tekens gedoen. En dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom, van huis tot huis, die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. Die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Nou lees ons 'n brief wat nie in die eerste plek aan Jode gerig is nie, maar aan mense van verskillende volke. Ek sal bietjie daarna verwys in die prediking. Baie van hierdie mense wat hierdie brief lees, is voormalige heidene. Selfde Petrus, maar nou skryf hy hierdie brief, vers 22 van 1 Petrus 1, nou dat julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het, om mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig lief hê. Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, die lewende en ewige woord van God. Die skrif sê, die mens is soos gras en al sy pragt soos 'n veldblom, die gras verdor en die blom val af. Maar die woord van die Here, dit bly vir ewig. En hierdie woord is die evangelie wat aan julle verkondig is. Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huigelary, jaloesie en kwaadpratery. Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Kom na hom toe. Die lewende steen wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan daar in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip uitverkies vir die ereplek. Wie in hom glo, word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo, deel in hierdie eer, maar vir die wat nie glo nie, geld die woorde, die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. 'n Klip waaroor 'n mens struikel en 'n rots waarteen jy jou stamp. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie.
so het God dit ook vir hulle bestem. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God uitgesonder is. Die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Ons kry hier 'n teestelling. In Handelinge is dit die Joodse volk wat aangespreek word. Hier is dit heidene uit verskillende volke. Maar Peter sê ook, julle is die volk van God. Nou, ons weet dat Pinkster gaan oor die uitdra van die evangelie en die eenheid van gelowiges. Dit is ook waarom die talewonder plaasgevind het. En daarom lees ons Sondag 21 wat ook oor hierdie saak vir ons met ons praat oor die algemene Christelike kerk, wat dit is, dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy gees en woord in die eenheid van ware geloof van die begin van die wêreld af, tot die einde toe vergader, beskerm en onderhou. En dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly. En dan die vraag, wat beteken die gemeenskap van die heiliges? In die eerste plek dat gelowiges almal saam en elkeen afsonderlik as lede met die Here Christus gemeenskap en al sy skatte en gawes deel het. Ten tweede, dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend. Ons kyk dus vanaand na die gemeenskap van gelowiges. Daar is so baie mense wat vandag maklik vir jou sê, en ek seker elkeen van ons het dit al beleef, ek wil niks te doen hê met ander mense en met ander gelowiges nie. Ek het ook nie die kerk nodig nie. En dit gaan baie keer ook gepaard met allerlei kritiek op die kerk en op mense in die kerk, wat die kerk sou verkeerd doen. Natuurlik is die kerk nie, en ons as gelowiges nie sonder sonde nie, maar 'n houding van ek wil niks met die kerk te doen hê nie, of met gelowiges nie, is baie gevaarlik. 'n Vuurkool wat jy uit 'n vuur haal en jy sit hom een kant neer, gaan nie baie lank warm bly nie. 'n Mens is geskape as 'n gemeenskapswese. Vroeger jare in die gevangenis was een van die kwaaiste strawwe wat hulle iemand kon oplê om hom in eensame opsluiting te hou. Dit het mense byna van hulle verstand afgedryf. Want jy's ingestel op gemeenskap met ander mense. Dit kom van die skepping af. Adam was alleen en 'n vrou is vir hom geskep. Maar nou weet ons dat mense wat nie aan 'n kerk en in daardie sosiale kringe beweeg nie, baie gou by ander kringe sal beland. Dink maar aan die bekende kring van die spotters in die ou vertaling in Psalm 1. Ons weet baie mense se enigste gemeenskap met ander is dalk eers in 'n kroeg, waar hy tog maar met mense verkeer. En nou kry jy mense wat sê, maar ek wil ook niks daarmee te doen nie, nou bly ek op my eie. Maar ons sien dit ook, dat iemand wat totaal hom van mense probeer afsny, by hom tree ontsettende selfsug en 'n ongesonde onbetrokkenheid in. Die mens is 'n gemeenskapwese. En nou sien ons dat die Here in Christus vir ons 'n gesonde gemeenskap gee, 'n gemeenskap met sy foute, dit moet ons sê, maar 'n plek waar ons die
liefde van God ontvang, waar ek en jy die liefdesgebod van die Here ook na ander toe kan uitleef. Hier onderskraag ons mekaar, hier dra ons mekaar se lief en leed. Ons belydenis sê, hier kan jy jou talente ten bate van ander gebruik. Al is daar in ons eie midde, maar ook dwars deur die hele wêreld, soveel verskille tussen gelowiges. Ons is ook een met elke gelowige oor die hele wêreld. En dis wat ons belydenis sê. Praat van 'n heilige, algemene Christelike kerk. Oral waar daar mense is, behoort 'n kerk te wees. Nou het ons gelees hoe dat hierdie eerste gemeente in Jerusalem op 'n treffende manier mekaar onderskraag het. Nou ons het na baie aspekte van hierdie eerste gemeente al gekyk. Simbolies kan ons sê dat die saamvoeg van al hierdie lande se mense was reeds opgesluit in hierdie talewonder. Want hoekom was daar soveel tale toe die Heilige Gees uitgestort is? God wou aan die kerk sê, al was dit nog nie die leer van die kerk nie, dit gebeur eers later in Handelinge 15. Maar God sê al vir die kerk, daar gaan 'n gemeenskap van gelowiges uit alle tale en volke ontstaan. Dit was die wonder van die talewonder wat die disippels ook beleef het. En tog moet ons sê dat Petrus op daardie eerste dag, toe hy die eerste preek daar op Pinksterdag gegee het, praat hy hoofsaaklik met Israeliete. Ons sien dit in baie van sy woorde wat hy gebruik. Hy praat van Dawid, ons voorvader. Ons weet dat hy selfs die skuld vir die dood van die Here Jesus op hulle gelê het, die Jode, wat Jesus aan die Romeine uitgelewer het. En dan lees ons 'n groot aantal van hierdie mense kom tot bekering. Ons lees van 3000 bekeerlinge, maar weer eens waarskynlik meesal Jode. Vanaand het ons daarop gewys, verlede week het Dominee Reinder daarop gewys, hulle het volhard in die leer van die apostels. Vanaand kyk ons na hoe hulle gemeenskap uitgeleef het. En dit het ons gelees, hulle het saam geëet. Hulle het mekaar se goedere gedeel. Hulle was vol liefde vir mekaar. En dan lees ons die hele volk, die hele Jerusalem hoofsaaklik, het dit alles raak gesien. Hulle het gefunksioneer soos 'n ware liggaam van die Here. Hulle gee vir mekaar om. Hierdie voorbeeld word baie dikwels, hierdie merkwaardige saamleef van gelowiges, word baie keer ook nou nog as 'n voorbeeld aan ons kerke voorgehou, van hoe ons ook mekaar moet onderskraag, die gemeenskap van die gelowiges. Maar nou moet ons onthou, hier het ons nog te doen, soos ons gesê het, mense van een volk, die Joodse volk, en ook van een stad, Jode uit Jerusalem. Nou weet ons, dit is gewoonlik makliker om klaar te kom met mense wat dink en praat en leef soos jy. Ons kan na onsself kyk, hier is Afrikaans sprekendes, Nederlands sprekendes, half Nederlanders, maar dis amper so ver soos wat ons gemeente gaan. In 'n sin is dit nie so moeilik om met mekaar klaar te kom, as ons van dieselfde sosiale agtergrond is en ons beleef dieselfde dinge nie. Maar nou kom ons by die brief wat Petrus aan die kerke skryf.
Nou hierdie brief, sal jy sien, hy rig die brief aan die verstrooides in Klein-Asië en elders, en hierdie briewe is dikwels ook dwars deur die kerke gestuur. Mense van verskillende volke het dit gelees. Ons sê, hierdie was ander lesers as die toehoorders van dieselfde Petrus se preek op Pinksterdag. Hier is 'n ander soort mens. Hierdie mense het waarskynlik tot geloof gekom tydens Paulus se sendingreise. Nou as jy sy sendingreise lees, sal jy sien, op baie plekke het Paulus begin in die sinagoge en hy het vir die Jode gepreek. Dan verwerp die Jode hom en dan gaan hy na die heidene toe. Grieke en Romeine, en baie kom tot bekering. So hulle is nie almal Jode nie. En nou kan jy na jouself kyk en besef, om nou 'n intieme geloofseenheid te skep tussen soveel uiteenlopende mense, soveel kulture en denkwyses, dis miskien nie so maklik nie. 'n Mens moet baie opofferings maak om dit te kan doen. En tog stel Petrus dit hier ook baie duidelik, dat daar moet 'n eenheid tussen gelowiges wees. Ons het gehoor, hy noem hulle selfs, julle wat nie 'n volk was nie. God maak van julle 'n volk. En 'n volk is veronderstel om by mekaar te behoort. Nou kyk ons vir 'n oomblik na die grond van hierdie eenheid, van kerke, van verskillende nasies. Ons kyk na die grond daarvoor, dan kyk ons ook na wat is die vrug of die voordele. Ons katekismes verwys ook daarna. Hoekom moet gelowiges een wees in Christus? En daar is ook soms spanning tussen gelowiges. Dit kan 'n mens verstaan. So ons nie almal eeners dink nie, ons het nie almal dieselfde agtergrond nie. Daar sal misverstande wees. Maar kom ons kyk eers, wat is die grond? Petrus sê hier, ons eenheid is gebou op die broederliefde en die waarheid. Dis die onderbou vir die grond, en hy gebruik ook die beeld van die hoeksteen of die hoekklip, Jesus Christus. Op daardie eenheid, op daardie klip word die eenheid gebou. En 'n heeltemal 'n ander soort eenheid ontstaan as wat op verganklike dinge geanker is. Jy weet, ongelukkig gebeur dit nogal dikwels in ons lewe dat mense saam vir 'n saak werk, en dis baie goed dat dit so is. Dink maar hoeveel mense se harte gaan nou oop vir wat in George en die plekke gebeur, Nyasna se brande. Mense het oop harte. Maar dikwels kry jy ook gelowiges wat sê, maar ek moet nou eers my geloof op sy sit, want ek beveg nou vigs, of ek die geweldige armoede, of die dreigende aardverwarming, en ek moenie te veel oor my geloof praat nie, want dan kan dit hierdie eenheid van ons saak bemoeilik, want daar is maar tog mense van ander gelowe ook wat saamwerk. Dan sê Christene, ons wil saamwerk en nie aanstoot gee nie. Maar broers en susters, ons moet altyd in dieselfde eenheid van Christus dit doen waartoe die Here ons roep. En ons moet ook na die wêreld uitreik. Ons moet ook liefde gee. Ons moet ook daar waar nood is, in gehoorsaamheid aan die Here, na mense toe gaan. Maar altyd in gehoorsaamheid aan die waarheid van die woord. Dit sê Petrus. Ons tree op as mense wat bou op die fondament wat Jesus onder ons geplaas het. Dis die grondslag van ons liefde vir mekaar. Dis die grondslag van ons liefde vir die wêreld.
Gelowiges is nie net 'n broederskap van mense nie. Wat sou dit wees as ons net 'n broederskap van mense is? Dan sou ons weeskinders wees. Want ons is ook kinders van die Vader. En dit bind ons in 'n gesin van gelowiges saam. Petrus gebruik hierdie pragtige beeld. Hy sê ons is wedergebore nie uit verganklike saad nie. Met ander woorde, dis nie maar net die dinge van die wêreld wat ons saambind nie. Maar uit die onverganklike saad van die nuwe lewe in Christus. Hierdie onverganklike eenheid styg uit bo enige menslike bestaanswyse. En dit is die gom wat ook gelowiges in liefde aan mekaar bind. U ken die slagspreuk van die broederskap van mense. Maar dit is aardse skoonheid, sê Petrus, wat verwelk soos 'n veldblom. Môre is dit weg. Dis mooi en aanskoulik om te sien, maar môre is daar niks van oor nie. Hierdie eenheid wat aardse weeskinders soek, kan partykeer baie gevaarlik wees. Ek dink u ken nog almal John Lennon se liedjie Imagine. In hierdie liedjie stel hy hom 'n wêreld voor sonder geloof. En dis die eenheid wat hy soek. Imagine, sê hy, no heaven, no religion, let us live in peace. Dit is sy strewe wat hy die wêreld wil instuur. Ons moet in vrede lewe, maar dit moet 'n vrede sonder God wees. Ons sê gelowiges bou op Christus, nie op 'n valse menslike eenheid nie. Ware eenheid en omgee liefde vir mense uit watter taal en volk ook al, dit kan net gebou word op die ewige en onwankelbare woord van God. Daar waar die sondaar ootmoedig buig voor die verlosser in Christus. En ergens in jou betrokkenheid met die wêreld moet dit na vore kom. Dis die eenheid waartoe Petrus hierdie mense wat so in die verstrooiing leef uit verskillende volke. Hy sê so behoort julle aan mekaar. Julle is op die hoeksteen Christus gebou. En dan kyk ons ook na wat is die vrug van hierdie eenheid? Ons ken baie beelde in die Bybel natuurlik, die beeld van 'n liggaam, die beeld van 'n wynstok, soveel ander. Maar hier is 'n mooi beeld wat Petrus gebruik. Hy sê ons is so stene aan mekaar vasgebind. Bo op die hoeksteen Jesus Christus. Maar die sement wat ons saambind, en u ken tog stene, u weet as jy 'n steen inbou in 'n muur, dan moet daar 'n verband wees, want jy wil hom anker aan die stene rondom hom. En so word gelowiges ingebind in 'n gemeenskap wat mekaar se hande vat, wat mekaar bemoedig, mekaar versterk, maar ook waarsku. As iemand begin afdwaal, dan moet ons sê, maar jy's deel van hierdie gebou. As jy 'n baksteen een kant gooi, en hy's nêrens vasgebind nie, dan skop jy hom sommer uit jou pad uit. Maar as hy ingebind is, dan stoot jy nie sommer 'n muur om nie. Maar Petrus gebruik ook 'n beeld wat eintlik half onlogies is. Hy praat van lewende stene. Met ander woorde, hierdie stene wat ons is, stene wat ingebou is in 'n gemeenskap, hierdie stene groei. Daar's baie maniere waarop 'n gelowige kan groei, maar twee wat ek op wil wys is, die een is jy groei in jou persoonlike geloof. Dis hoekom ons Bybelstudiegroepe het, geloofsgemeenskappe. Ons moet ook 'n groter wordende groep gelowiges word, of ook wat ons eie geloofsgroei betref.
Maar Pinksterdag het ook gesê, hierdie kerk gaan groei die wêreld oor. Dis hoekom daar tale was. Die geloof in Christus is bedoel vir die hele wêreld. Die eenheid tussen gelowiges van soveel volke en groepe mense. Wat 'n kragtige getuienis kan dit nie wees vir die wêreld nie. Maar hoeveel skade kan ons nie ook doen nie, as ons juis nie ons liefde vir mekaar demonstreer nie. Of as die een groep sê, ek het niks met die ander te doen nie. Dan is daar 'n ander vrug van die eenheid wat Jesus vir ons opwys in Johannes 15. Hy noem homself die wingerdstok en sy vader is die boer. Die loot wat vas is aan die wingerdstok word skoongemaak en beskerm, dat dit ook te doen met die weghou van mense wat die kerk skade doen. Jesus sê, daardie lote of daardie takke word skoongemaak sodat dit meer vrug kan dra. Die Here beskerm ook sy kerk. En dis alles dinge wat nie buite die kerk kan gebeur nie. Ons dink weer aan die mense wat sê, maar ek wil niks met die kerk te doen hê nie. Let op hoe waarsku Jesus ook. Hy sê, julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie in die wingerdstok bly nie. En nou het ons ook gesê, ons is almal een in 'n sekere sin hier, baie dieselfde, dink dieselfde, praat dieselfde. Maar 'n eenheid van gelowiges die wêreld oor kan en sal dikwels baie spanning bring. Ons mense is maar so, ons verskil van mekaar. Soms is ons so tevrede met ons eie verlossing en ons bevoorregte posisie, stoffelik en geestelik, dat ons nie eens wil dink aan hulle wat anders as ons is, of anders leef, of armer as ons is, of minder het nie, of 'n ander taal praat nie. En die arme kan ook voel, maar hierdie klomp belangrike mense het niks met my te doen nie. Ek voel nie tuis by hulle nie. Ek kan nie deel van hulle wees nie. Petrus sê, ek en jy is geroep tot ongeveinsde broederliefde. Tussen gelowiges moet die liefde van Christus ons daartoe dwing dat ons 'n liefde kan hê wat dieper is as die liefde tussen bloedfamilie. En u beleef dit miskien self. Dit moet sterk genoeg wees om taal en kultuur en klasseverskille te kan oorbrug. Dit moet gebou wees op die liefde wat Christus vir my en jou gehad het, en onthou, dit was toe ons nog vyande van God was. Toe het hy sy seun gestuur. Weet jy dat die diakenamp in die kerk ook eintlik ontstaan het as verskille tussen mense van verskillende volke. U ken dit, u lees dit in Handelinge 5, dink ek. Nee, Handelinge 7, ekskuus. Daar lees ons dat die Grieksprekende vroue of weduwees is verwaarloos. En toe het daar 'n murmurering ontstaan, en toe het die kerk besluit, maar ons kies jong manne wat hierdie vroue moet bedien. En as jy nou die name van hierdie jong manne nagaan, en onthou, dis 'n kerk in Jerusalem, dan sal jy sien, dit is uitsluitlik Griekse name. Wat gebeur hier? Die kerk verander sy struktuur. Hy word regeer deur die apostels wat almal Jode was. En nou bring hulle die Grieke ook in. En hulle regeer saam met die gelowiges. Die hele struktuur van die kerk verander om die eenheid beter na vore te bring. Ons weet dat Christus hom veral tot die Jode gerig het in sy prediking.
Maar hy het alreeds vir ons gewys in sy optrede teenoor ander volke. Daar was die Sirofenisiese vrou, daar was Romeinse soldate of offisiere. Almal word in die vizier geplaas. Die talewonder sê, almal word een in Christus. Hoe baie keer kry 'n mens dat mense sê, maar hier is nou vreemde mense in my kerk. Hulle sê selfs in die op die evangelisasieterrein, as 'n kerk baie mense, kan ons nou maar sê van die straat af of uit die ongeloof uit in die kerk bring, dan word die lidmate in die kerk onrustig. Want hier is nou iets niets aan die gang. Baie keer is dit omdat ons nie die liefde van Christus wil uitlewe nie. In Johannes 17 het die Here Jesus in sy gebed vir sy disippels kort voor die kruisiging gesê, en u kan dit maar daar gaan lees hoe Jesus daar oor die eenheid van die kerk praat. Hy sê, die heerlikheid wat u my gegee het, het ek ook aan hulle, dit is sy disippels gegee, sodat hulle een kan wees soos ons een is. Ek en hulle en u en my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan die wêreld kan weet dat u my gestuur het, en hulle liefhet, net soos u my liefhet. Christus sê, die eenheid van gelowiges is 'n prediking na die wêreld toe. En nou moet ons met skaamte bely die verskeurdheid van ons kerke oor denominasies heen, die verskille, onnodige verskille dikwels tussen gelowiges, doen dit nie dikwels groot skade aan hierdie beeld van eenheid, en nie net 'n beeld nie, maar ware eenheid, wat ons na buite moet uitlewe. Ons weet, daar was ook tussen die apostels selfs verskilpunte. Petrus en Paulus het ewig verskil rondom die Jode wat Petrus wou tevrede hou in die kerk, en Paulus wat hom meer tot die heidene gerig het, en nie wou hê dat al die Ou Testamentiese wette weer op hulle afgelaai word nie. Paulus en Barnabas op die sendingreise het hulle verskil en soms uitmekaar gegaan. So ons weet, hierdie eenheid is aan spanning onderworpe. Ons weet, dis nie maklik nie. Maar juist daarom wil die Here hê dat ons spesiale poging sal aanwend. En om te onthou, en dit hoor jy baie keer by mense, wanneer iets middelmatigs verander, dan sê hulle, maar in my kerk moet so iets nie gebeur nie. Dis nie jou kerk nie. Dis die kerk van Christus. En as die kerk van Christus sy deure vir die gelowiges wyd moet oopmaak, dan moet ek vra, hoe kan ek dit meer en beter doen, om ook ander tuis te laat voel, om deel te wees van hierdie eenheid van gelowiges, wat wêreldwyd moet bestaan. Gelowiges wat mekaar deur verskille heen kan vind. Ons weet dat die wêreld ons ook gaan bespot en gaan aanval. Paulus in Handelinge 20 waarsku, hy sê, daar gaan wrede wolwe kom, mense wat die kerk wil verskeur. Maar broers en susters, ons bely, ons is lewende en ewige lede of ledemate van die liggaam van Christus. Ondanks druk van buite, ondanks verskille wat daar tussen ons binne die kerk van Christus mag wees, ons moet beeld bly van die onderlinge liefde van Christus vir sy kerk. Dit spreek die verlore gaande wêreld aan. Kyk hoe het die mense in Jerusalem gereageer toe hulle die liefde van die gelowiges sien. Jy is deel van 'n algemene Christelike kerk. Laat dit ons erns wees en 'n voorreg om ook ons wêreldwye eenheid
as gelowiges uit te bou en te versterk. Dis 'n eenheid gebou op die enigste hoeksteen Jesus Christus. So 'n eenheid behels veel meer as blote verdraagsaamheid tussen nasies. Dis 'n broeder en 'n suster liefde wat sterker is as natuurlike bloedbande. En dit kan interne spanning en druk ook van die spottende wêreld verduur. Want dit word ook gedra deur die gebed van die Here Jesus in Johannes 17. Ek bid dat hulle een sal wees. Jesus, die goeie herder van sy skape, hy bewaar sy kudde. En elke skaap in hierdie kudde is bestem vir 'n ewige lewe by God. Mag die Here ons ook in hierdie dae weer laat wyd uitkyk na wat die kerk ook vir die wêreld kan sê oor liefde onder mekaar. Ook in ons land waar daar soveel spanning tussen volke is, ons is 11 tale. Daar sal spanning wees. Maar Christus sê, almal wat glo is gebou op een hoeksteen, Jesus Christus, en hy het almal liefgehad. Amen. Kom ons dank saam. Hemelse Vader, ons dankie dat ons nooit op ons eie hoef te staan nie, en ons weet ons kan ook nie. Dankie vir elke broer en suster hier langs ons. Dankie vir hulle wat wêreldwyd op die voorpunte staan om ook die liefde van Christus uit te giet oor die wêreld. Op mense wat hulle selfs haat. Gee dat hulle voorbeeld ons ook sal bemoedig, en dat ons sal weet, Here, ons is nie weeskinders nie. Ons is kinders van die Vader, wat ons broers en susters van Christus gemaak het. En daarom kan ons saam leef, saam lief hê, en saam staan as 'n getuienis vir almal wat wil sien. Amen. Ons gaan nou sing uit lied 530, en daarna gee ons liefdegawes, 530 vers 1, 2 en 3.
ons gaan nou die Here dien met ons gawes en dan is ons laaste Psalm. Ons vertroue op Christus, op die Here ons rotssteen, Psalm 71 op bladsy 352. Ons sluit af met die slotwoorde van Petrus in 1 Petrus 5. Bly standvastig in die geloof en staan die duiwel teë en moenie vergeet nie, dwars deur die wêreld moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur. God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus te deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle nadat julle 'n kort tydjie gelei het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. Aan hom behoort die krag tot in ewigheid. Groet mekaar met 'n soen van Christelike liefde. Vrede vir julle almal wat in Christus is.